Bybel by jou het, wat ek glo jy het, dan kan jy so lank na Genesis 50 toe blaai. En ek wil julle met deel iets wat ek die hele week in my hart beleef. Liefde plus vergifnis is gelyk aan vryheid. Want ek en jy kan nie liefde hê. Ek en jy kan nie vergewe as daar nie liefde is. En as gevolg van liefde kom maar vergifnis. En as gevolg van die vergifnis kom maar vryheid. Amen. Dit is so, dis die waarheid, dis dat Jesus vir my en jou die prys betaal. Dis waarom hy die kruis gedra. Die simbool van vrysprake is die kruis van Golgotha. Die prys van sonde, van dood, is betaal vir my en jou, vir jou. Maar as die twee elemente, liefde en vergifnis, is wat dit moontlik gemaak het vir my en jou. Sonder daai twee elemente kon die kruisdood nie plaasvind. As gevolg van Christus se liefde vir my en jou en die vergifnis op die kruis vir my en jou, vir ons sondes, is sonde nie meer 'n issue vir my en jou nie. Stem julle saam? Dit is so, dis die waarheid. En ek wil saam met jou op hierdie journey stap deur hierdie boodskap en vir julle lees uit Genesis 50 en wat hier gebeur is, ons is die einde van die hoofstuk van Genesis. Ons lees so van Genesis 40 af en op van Josef, ek wil altyd sê Moses, waar Josef deur sy broers verkoop was, hulle sy klere gevat en geskeer en dan bloed op haar gesê vir sy pa Jakob, hierso, jou seun is doodgemaak en momentan met hulle hom verkoop. Omdat hulle jaloers was op die droom wat God vir sy lewe gehad het. En dan kom ons in hierdie geval waar Josef voor 'n keuse staan. Josef het hierdie oomblik wat hy iets moet doen. En ek wil saam met julle lees vanaf vers 15, dit gaan ook op die skerm verskyn, wat sê, na hulle pa se dood het Josef se broers gevra, en as Josef nog steeds 'n grief teen ons het, en ons dit gaan terugbetaal vir al die kwaad wat ons hom aangedoen het. Dis 'n vraag. Daarom het hulle 'n boodskap na hom toe gestuur. Voor sy dood het u vader beveel, en hier is 'n belangrike deel, julle moet vir Josef vra om tog die groot misdaad teen hom, die onreg wat julle aan hom aangedoen het, te vergewe. Vergeef ons tog nou die misdaad. Dit is nou wat hulle met Josef praat en sê, ons dien ook die God van u vader. Josef het gehuil oor wat hulle vir hom laat weet het. Daarna het die broers na Josef toe gegaan en voor hom op hulle knieë geval en gesê, hier is ons voor u, ons is u slawe. Maar Josef het hulle geantwoord, moenie bang wees nie, ek is nie God nie. Beteken die oordeel kom nie my toe vir wat julle gedoen het nie. Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. Moenie bang wees nie, ek sal sorg dat julle en julle kinders kos het. Josef het hulle jammer gekry en hulle gerus gestel. Hoe wonderlik is dit nie, kerk? Deur alles wat Josef gegaan het, deur alles wat hy deurgesit is, deur sy broers ons verkoop het as 'n slaaf, waar hy gewerk het as 'n slaaf, as 'n werker in Potifar se huis, waar Potifar se vrou vroetelrig met hom wil geraak en gesê, ek is ook 'n bietjie jong bloed, waar hy onskuldig in die tronk gegooi word as gevolg van Potifar se vrou, en dan weer uitkom, omdat hy die gebede uitgelê het van die farao, en in hierdie posisie nou is, het hy meer as mens nodig gehad en gesê, weet wat, ek gaan julle nie help nie. Maar as gevolg van God se liefde, as gevolg van God, onthou, daar het nie kruisdood hier plaasgevind nie, dis Ou Testament. Maar as gevolg van Josef se karakter, en nog meer sy verhouding met God, dink ek, het hy hulle vergewe, dink ek in sy kop, het hy gesê, maar wat gaan dit my baat om hulle nie te vergewe nie? Wat gaan dit my baat om nie hulle te help nie? Wat gaan dit my baat enigsins? As ek hulle nie help nie, gaan ek niks doen, maar ek kan hulle help, ek kan hulle vryspreek, ek kan hulle vergewe, ek kan hierdie agter my sit, want God was net goed vir my, God het vir my gesorg. Hoe wonderlik is dit nie? Dit is iets wat ons beleef, daar sê nie spesifiek in hierdie skrif wat hy hulle vergewe het nie, maar sy aksies toon en sê, weet jy wat, ek spreek julle vry vanmôre, ek vergewe jou, ek kan dit doen as gevolg van God. En hier vanmôre sit jy met 'n dalk 'n ding in jou hart.
En kan jy sê dat jou onvergifnis enigiets goeds gaan voortbring in jou lewe? Kan jy met my eerlik wees, met die Here eerlik wees en sê, jou onvergifnis gaan vir jou goed gaan. Het gaan geseënd gaan as jy nie vergewe. Nee. Jesus hang aan die kruis. Hulle het hom kaal uitgetrek. En so, daar's 'n paar dinge wat gebeur. Hulle het gedobbel vir sy klere, die mense. 2 diewe het hom van beide kante af beledig. Die Fariseërs het hom bespot, hom beledig. Die gehoor het hom gelaster. Terwyl hy afkyk, van die kruis af afkyk, sien hy al die goed gebeur. Hy sien al die goed gebeur. En Lukas 23 vers 34 kom op, Anna se kan opsit, die volgende skrifdeel. Kom Jesus en hy sê die woorde, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy klere verdeel deur te loot. Vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En wanneer ons kyk na die woord vergeef, wanneer ons kyk na die Grieks, aphiaimi, dis 'n verskriklike woord, aphiaimi, die woord wat hulle spesifiek, hier is die wortelwoord, aphis is die ander woord wat hulle gebruik, maar hierdie wortelwoord sê, beteken om weg te stuur, vry te laat, to release. Jesus sê, Vader, maak hulle vry van hierdie, wat hulle mee besig is. Moenie dat hulle teen hulle tel nie. Maak hulle vry van hulle skulde. Ek vergeef hulle. Maak hulle los van wat besig is om te gebeur, dat hulle nie gaan nie. Release the prisoners, as ek dit so kan stuur, van hulle sonde. Van dit wat hulle teenoor my, u seun, gedoen het. Dis wat hy doen. Hy kyk af en hy sê die woord, hoe in sy pyn, in sy teleurstelling en alles wat hy kon beleef het as mens, as seun van God, is dit die woorde wat Jesus kies om te sê. Wat hy gekies het om vir jou te sê. Want hy het jou lief. Liefde het hom aarde toe gestuur. En is liefde wat hom op die kruis gehou. Dis liefde wat hom toegelaat het om hierdie woorde te sê. Die liefde van die Vader, soos 1 Johannes 4 ons leer. Kan jy vanmôre iemand so lief hê om te sê, ek weet wat jy gedoen, ek weet wat jy gesê het, ek weet wat jy gedoen het, ek weet hoe ek voel oor dit, ek weet hoe jy my laat voel het, ek het dit beleef, ek het dit aanskou, ek het deur al die dinge gegaan, omdat ek jou lief het, vergewe ek jou. Kan jy dit doen vanmôre kerk? Kan ek dit doen, is die vraag. Nee, net deur Jesus. Net deur wie hy is en wat hy gedoen het. Ek kan dit doen omdat hy dit gedoen het. Ek weet dit is moeilik vanmôre. Ek weet die worstelstryd in jou hart vanmôre, die dinge wat jy mee ingekom het vanmôre, dinge van die verlede, wat ook al dit mag wees, woed in jou, maar Jesus is die oplossing in jou omstandighede. Jesus is die een in jou hart vanmôre en ek dink daaraan, ek dink aan die disippels, dink vir 'n oomblik hoe die disippels moes gevoel het. Hulle aanskou ook al die goeders. Hulle is in die verhoor. Hulle sien al die dinge gebeur. En wat moes by hulle harte gebly het? Wat moes in hulle harte gewoon het in daai oomblik? Ek dink hulle was hartseer, daar was pyn, daar was hierdie swaarheid, maar ek dink hulle het gehoor wat Matteus 6 sê. Vergewe. Spreek vry. Soos God van my en jou verwag. Want het is moeilik, want ek ken jou omstandighede nie vanmôre nie, ek weet nie waar jy gaan nie, maar God doen. En dan kom die deel in Onse Vader van vers 12, sê dit, en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Hoe vergewe jy? Wat se hart vergewe jy? Vergewe jy? Want as jy nie kan vergewe nie, hoe moet God jou vergewe vanmôre? Dis hard, maar dis wat God vir my en jou sê. Vers 14 en 15 gaan verder aan. Wat gebeur as ek en jy nie gaan vergewe nie, wat vir ons voorlê. En ek pleit by jou vanmôre gemeente, dat waar jy mag wees in jou lewe tans, vergewe. Vergewe, spreek vry, want ons vryheid. Daar is absolute vryheid. Daar is vryheid vir jou, daar is vryheid vir my as gevolg van Jesus. Nie uit my krag uit nie, nie uit wie ek is vanmôre nie, nie wat ek gedoen het nie, maar wat hy op die kruis gedoen het. Daar is 'n lied van Retief Burger wat sê, deur die kruis
is ek vrygemaak. Deur die kruis is my straf gedra. Deur die kruis kan ek kom na die Vader. Vrygespreek, 'n nuwe mens. Deur die kruis is ek dood vir die sonde. Deur die kruis is ek dood vir myself. Deur die kruis kan ek kom na die Vader. Vrygespreek, 'n nuwe mens. Dis die kruis vir jou vanmôre, kerk. Nie 'n gimmick vanmôre nie. Nie net 'n verhaal wat vertel word, die waarheid en die volle waarheid in dit. Jy sê dalk vanmôre, ek kan nie, ek het dit nie in my nie, Armand. Ek het nie, ek wil nie. Hoekom moet ek vergewe? Jesus kon. Hy het besluit, hy het gekies om dit te doen. En hy het nie gevra hoekom nie, hy het dit net gedoen in elk geval. Hoekom? Sy liefde. Sy onvoorwaardelike liefde vir my en vir jou as sy kind. In Johannes 4 vers 10 tot 11 leer vir ons van die liefde, dat hy liefde is. En as gevolg van die liefde, as gevolg van die Vader se liefde, dink vir 'n oomblik jy is ouer, as jou kind vir iets moes gesterf het, onskuldig. En God se liefde het dit moontlik gemaak. 'n Liefde wat sy seun aarde toe gestuur het, vir 'n sondige wêreld te sterf, sodat jy vry kan wees in Jesus Christus. 'n Vader, wat sy seun aarde toe stuur, vir my en jou, wat nie so oulik is nie, want jy is nie oulik nie, ek is nie oulik nie, ek sê dit nie omdat ek nie jou lief het nie, maar partykeer dink ons is te heilig en te oulik en al daai goeters, en dan vat ons hierdie van selfspreekend wat vanmôre vir ons gesê word. Maar as gevolg van die bloed, as gevolg van 'n Vader se liefde vir my en jou, het sy seun die prys betaal, sodat ons hier vanmôre kan wees in vryheid, in liefde deur die seun van Jesus Christus, die bron van liefde. Daar's 'n lied wat sê, uit die bron van liefde kan ek leef. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het, om ons sondes te versoen. En dan kom daar die deel wat sê, en in liefde ons vergeef. Jy kan nie enige ander manier vergeef hier vanmôre, kerk. Jy kan nie uit net om dit te doen nie. Daar moet liefde in dit wees. Daar moet God se liefde in die saak wees. En jy kan dit vanmôre doen deur Jesus bloed. Ek wil vir jou vanmôre sê, ek wil jou 'n beroep op jou doen. Ek wil vir jou môre sê in liefde, jy kan dit deur Jesus doen vanmôre. Is nie maklik nie. Jy gaan nie altyd die krag hê nie, maar dankie tog vir sy krag. Amen. Dankie tog vir hom wat op die kruis vir my gesterf het, vir my die krag gee om dit te kan doen. Want is al hoe ek dit kan doen, kerk, is al hoe ek by dit kan uitkom, is deur as gevolg van hom. Vryheid kom uit die liefde van die kruis, wat deur die vergifnis vir ons sondes vergeef is. Wil jy vryheid beleef, kerk, in jou lewe? Wil jy die dinge agter jou laat gaan en sê, dis agter my? Vat dit. Neem sy liefde. Dalk is jy vanmôre en jy kan jouself nie vergewe nie. Dalk is jy vanmôre en jy dinge gedoen. Jy dinge dalk gesê, en jy kry dit nie uit jou uit om jy te vergewe nie. Maar ek wil vir vanmôre sê, deur Jesus kan jy. As gevolg van wat sy woord sê, as gevolg van die waarheid van die woord, en wie hy is daar vryheid. Daar's 'n lied wat sê, freedom reigns in this place, freedom by his glory and grace. Dis vir jou vanmôre, dis vir my vanmôre, dis vir almal hier vanmôre, dis vir die mense wat hierdie boodskap na die tyd gaan kyk. Glo jy dit vanmôre, kerk? Glo jy dat daai vryheid vir jou bedoel is? Want ek glo dit vanmôre, met my hele hart en siel en my hele wese vanmôre, kan ek dit sê, want dit is vir my. Dit is vir jou, dit is vir die wêreld daar buite, wat in sonde en skerwe lê, dit is vir jou familie, dit is vir jou vriende, dit is vir die mense daar buite. En ek sê vir iemand vanmôre, ek sê vir Tannie Annelies vanmôre, dat Jesus wil hê jy moet vry wees. Glo jy dit? Hy wil hê jy moet vry wees. Hy wil nie jy moet vasgevang wees in bitterheid of in haat en woede en angs of enige iets nie. He wants to set you free, for who the Son sets free is free indeed. En ek wil hê jy moet die oë sluit daar vir 'n oomblik terwyl die musiek gaan speel. Dankie Lillian.
En ek gaan nie enige spesiale versoek maak vir môre nie, maar wat ek wel gaan doen is, ek gaan vir jou vra, ondersoek jou hart. En dit wat in jou hart is vir môre, wil ek nie hê jy moet gee deur jou eie krag nie, maar ek wil dit hê jy moet dit gee deur Jesus Christus. Sê, Here Jesus, hier's dit, vat dit, help my. Carrie ten Boom het gesê, I cannot forgive, but through the love of Christ, I could forgive. Deur die krag en liefde van Jesus Christus kan jy vanmôre vergewe. En in hierdie oomblik vanmôre waar jy mag wees, dalk wil jy net jou arm opsteek en ek gaan saam met jou gebed doen. En as jy sê, ek wil hier wees en ek wil gebed nodig hê, ek gaan jou nie oproep nie, ek sien jou daar waar jy is vanmôre en ek gaan vir jou bid en ek glo dat die krag van Christus, die krag van sy liefde, in daai oomblik waar jy sit, vanmôre by jou sal stil staan. Here, thank you for the blood that you applied. Dankie dat ons vanmôre kan kom deur U naam van Jesus Christus en kan vra vir vryheid, vir vryspraak, vir vergifnis, o Koning Jesus, because it's you who made it possible. U het in die aangesig van die vyande neergekyk, het U het afgestaan en hulle toe hulle vir die klere dobbel, terwyl hulle U bespot, terwyl hulle U beledig, en U het gesê, vergeef hulle Vader, vir hulle weet nie wat hulle doen nie. En Here, vanmôre kom ons uit daai vergifnis uit en ons Here vra, gee my krag om te vergewe, want ek wil. En ek bid in hierdie oomblik, terwyl die Gees beweeg, terwyl die Gees by elke hart nader vanmôre. Thank you for your blood that is applied. Your blood is applied to its fullness, Lord Jesus. Oh, thank you, Lord. Dankie Here dat U genees. Dankie dat U herstel. Dankie Here dat U bitterheid en vreugde verander. Dankie Here dat U haat en blydskap verander. Dankie Here dat U gevangenskap en vryheid verander vanmôre. Because you want to set free all the captives of bitterness, of hate, of sadness. Dankie Jesus. Dankie Koning. Dankie Here Jesus. Ja, Here, ons loof U. Dis uit genade dat ons vanmôre kan wees uit die bloed. En Here, dankie dat ons U hart sal volg. Dankie dat ons dieselfde sal doen as U gedoen. Dankie dat U die beste voorbeeld vir my as 'n kind gestel het. Dankie Here, dat ons kan sê ek sal vergewe want Hy het my vergewe. Ek sal vryspreek want Hy het my vrygespreek. Ek sal lief hê want Hy het my lief en in oorlopends doen. Ek loof U. Ek kom bid U, o Koning Jesus. Dankie Here vir U vrede. Dankie vir U vryheid in Jesus naam. Dankie Jesus. Dankie Koning. Ek loof jou voor Here in Jesus naam. Amen. En amen. En ons wil jou graag bedien in hierdie tyd na die beste van ons vermoë. Jy is ook welkom om te saai in hierdie bediening op die volgende maniere, deur middel van SnapScan of EFT. Ons waardeer elke bydrae en spreek die Here se rykste seën uit oor jou en jou gesin.